weer eens toe sê hy vir my, maar jou werk op die aarde is nie klaar nie. So, ek weet nie eintlik waar om te begin met my getuienis nie, want ek het nie net so kort storie nie, maar so 'n lang storie. Ek is Madeleine, my van is De Beer en ek kom van School of Fire af. Oorspronklik gaan ek begin by my kinderjare, maar dit is half en half is dit 'n emosionele storie, maar ek kan ook nie alles presies onthou wat gebeur het nie, so verskoon my vir as ek dalk 'n paar goedjies gaan uitsny of as ek nie goedjies gaan sê nie. So as kind was ek gebore gewees in Bethal in Mpumalanga. Ek het groot geword by my ouma en by my oupa, by my sussie en by my boetie. Kom ek sê vir my is dit 'n sussie en 'n boetie, want toe ek in die huis was as babatjie was hulle daar gewees en my ma intussenin het my ma gewerk. En op die ouderdom van 9 het ek eers my ma ontmoet en as mens mos nou maar op baie fase is, dan het jy altyd vra van waar's jou ma, waar's jou pa? En dan kom 'n mens mos nou maar op 'n nuuskierige ouderdom, veral op 9. As kind, toe ek net begin het by die kleuterskool het ek ook weghardloop. Ek weet nie hoekom nie, ek was seker maar bang gewees en my sussie was daai tyd in die hoërskool gewees en sy sê nogal vir my, sy moes die dag agter my aangehardloop het. En ek wou niks geweet het nie, ek wou nie geweet het om skool toe te gaan nie, ek wou net by my ouma hulle gewees het. En snaaks genoeg, toe ek eventually kleuterskool toe, ek kan nie presies onthou of my ma daar was en of my ma toe nou met my stiefpa die mekaar was nie, maar soos ek sê, dit is 'n baie complicated story. Ek het maar meeste van die tyd by ouma en oupa groot geword en 1999 toe is my oupa oorlede. En toe my ouma vir my ma gesê, sy kan nie meer kans sien om regtig na my te kyk nie, ek moet na hulle toe gaan. Lang storie kort, toe sê ek so klein bietjie opstandig gewees, want ek het nie geweet wat om te verwag nie. Soos ek sê, ek het my hele lewe lank by my ouma hulle gebly, my sussie het my groot gemaak. Op 3 jaar oud het ek eers begin loop en ek het begin eet. Ek was stout gewees, maar ek was goed stout gewees. Ek het op my ouma se mure gekrap. Dan het my sussie 'n raas gekry vir dit en hulle moes dit skoon gemaak het en ja, so toe ek eventually na my ma hulle toe waar hulle in Kempton Park gebly het en ek het nie lank by my ma hulle gebly nie, toe ek na my regte pa toe in Rustenburg. Grootste fout van my lewe. Nou ek weet mos nou nie wat die storie is tussen my ma en my pa, hoekom hulle geskei is. Want ek vra my ma, dan sê sy vra jou pa, vra my pa, dan sê hy vra jou ma. So toe ek het naderhand gelos en soos 'n mens ouer raak, is 'n mens mos nou maar nuuskierig en jy wil goed weet, jy wil goed uitvis, jy wil weet hoekom, jy wil weet waarom. Want op die einde van die dag aan dink 'n mens, jy is dalk die probleem, jy is dalk die fout, hoekom hulle geskei het. En op die ouderdom van 12, toe ek by my pa, en my stiefma was die dag op 'n kerkkamp gewees, ek weet nie of dit 'n kerkkamp, ek dink dis 'n kerkkamp, en dit is toe die Poponi Fanstrike. En dit was ek en my pa en my sussie gewees, my sussie was klein gewees, ek dink sy was 2-3 jaar oud gewees, ek weet nie, soos ek sê, ek probeer vergeet van goed wat gebeur het in my lewe al. En op die ouderdom van 12 jaar oud, toe het my pa aan my gevat waar hy nie moes gevat het nie, toe het hy gepeter aan my, en as ek nie gedoen het wat hy my gevra het nie, het hy my drank ingegee. En dit is hoe ek voorgestel was aan drank.
Kyk, my ma is nie 'n drinker nie, sy is nie 'n roker nie, haar hele lewe lank, so ek kan nie sê ek het dit by hulle geleer nie. En dis hoekom ek sê ek weet nie wat is in my ma en my pa gebeur het nie, want op 'n ouer ouderdom het ek eers gehoor, kom ons sê 2009, wat my ouma vir my gesê het, dit was bitter lelik geweest toe my ma en my pa geskei is. Ek verstaan, dit was glo nag. So ek weet nie wat my pa of my pa dalk iets aan my ma gedoen het, ek weet nie, tot vandag toe wil my ma nie regtig daaroor praat nie, which ek haar ook nie kwaadlik neem om te doen nie. Maar tog nog steeds het ek wil weet hoekom, ek wil weet waarom. En net so voordat my ma en my stiefpa getrou 2003, toe ek weer by hulle gebly, toe hulle op 'n plot gebly in Pretoria. En Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. ja, toe is hulle getrou en ek sal nie sê ek het my stiefpa lelik gebehandel nie, maar weer eens, ek was 'n kind gewees en in my gedagtes as kind het ek gehoop my ma en my pa sou by mekaar uitgekom het. Maar dit het nie gebeur nie. En tot eendag wat ek vir hom gesê het, maar wie is jy om vir my te sê wat ek moet doen en wat ek nie mag doen nie? Jy is nie my pa nie en jy sal nooit my pa bly nie, wees of bly nie. Toe sê hy eendag vir my, maar Madeleine, ek is nie die een wat jou kwaad aangedoen het nie. Ek is nie die een wat die seer in jou lewe veroorsaak het nie. En ek kon dit nooit verstaan wat hy bedoel het toe hy dit vir my gesê het nie. Toe sê ek eendag vir hom, man, ek stel nie belang, ek soek jou nie as my pa nie en ek gaan jou ook nie aanvaar as my pa nie. My pa is my pa, ongeag die foute wat hy het in sy lewe. En Mixit was nog daai tyd uit gewees, so dit was 'n groot ding gewees as 'n mens met mense gepraat het op Mixit. Jy het nie geweet, sal hulle met ander mense praat, of sal hulle dit met iemand anders te deel nie. Die dag, dit was 2009 gewees, wat my pa my gebel het en hy sê vir my, wat praat jy op Mixit? Ek sê van, wat praat ek? Nou maar, jy mos nou maar self stupid, obviously, net om te weet, hoekom vra hy die goed. Hy sê vir my, hoekom sê ek vir die ouetjie wat by hulle bly in die woonstel agter die huis dat hy het my gemolesteer? En ek sê, ek sê so, nou moet net vir my sê, ek moet lieg oor dit. En die dag my regte pa raak vir my bitter baie kwaad en hy sê vir my, man, hy gaan my ma bel. Ek sê vir hom, okay, maar onthou net as jy my ma gaan bel, onthou net om vir haar die volle waarheid te vertel. Want ek het die gesegde om te sê, 'n saak het altyd 2 kante. My kant, jou kant en die ware. So dit is 3 kante. En ek druk die foon dood en ek dink ek was die dag alleen by die huis gewees. Maar soos ek sê, my ma het op 'n plot gebly op Pretoria. En dit is my ma en ek en my stiefpa gewees en my sussie. Maar my stiefpa se ma en pa het ook op die plot gebly, maar hulle het net in 'n woonstel oorkant my ma se huis gebly. So dit is letterlik 'n loopafstand gewees. En die middag,
toe speel dit in my kop rond, toe dink ek by myself, gaan hy nou my ma bel, want vir my het gevoel, dis 'n dreigement op my lewe. Want op baie stadium toe was my pa getroud gewees met my stiefma. En ek en my stiefma het 'n ordentlike verhouding met mekaar gehad. Ons was nie, vir my was sy soos 'n ma gewees. Ek kon alles met haar gedeel het. Maar toe my pa begin vatterig raak, kon ek dit nie met haar gedeel het nie. Ek meen, daar was party aande gewees wat my eie pa saam met my in die bad geklim het en wat hy my gebad het en wat hy my ook bevoel het. En ek weet nie, op baie ouderdom en ek nie regtig geweet wat om te doen nie. Tot die een aand wat ek wakker geword het, wat ek ook gevoel het hy is besig met my en wat ek hom afgeskop het, wat hy my gestap het teen my kas. So dis hoekom ek sê, daar is dele van die storie wat my ma hulle ken nie die volle storie nie, want dit sal haar breek. En soos ek sê, die dag toe my pa my bel, toe hy vir my sê, hy gaan dit vir my ma sê, toe sê ek soos van, okay. Soos ek sê, toe sê ek vir hom, sê dit vir haar. Maar sê dit vir haar, hoekom jy dit gedoen het, en sê dit vir haar die volle waarheid. Want dan gaan ek ook begin praat. En toe hy op 'n stadium, toe hy my omgekoop om stil te bly. Toe tog ek, maar ek gaan nie stil bly nie. Hoekom moet my stem stil gemaak word oor dit wat hy aangejaag het? En in 2009, ek was 'n epilepsieleier gewees. Daar kan ek seker sê, dank die Here, ek is nie so erg gewees in dit nie. Ek het nie baie aanvalle gekry nie. Ek het dit gekry, maar nie so erg nie. Dis ek, my ma se broer en ek dink nog van haar broers wat op dit is. En soos ek sê, in die middag toe my pa my, dit was 'n helse fight gewees op die foon. My pa het vir my, kom ons sê, hy het my geknak soos wat jy 'n stokkie sal knak. En op baie oomblik, al wat ek in my gedagtes gehad het, is selfmoord. En ek dink ek was op 50 mil gewees van die epilepsie daai tyd, voordat ek oorgegaan het na 'n sterker ene toe. Toe het ek, die middag toe ek letterlik soos 80 pille gevat, en ek het nou nie alles op een slag gedrink nie, want ek is toe mos nou nie dom gewees om dit te doen nie, maar ek het bietjie van dit gevat. En eventually toe is die 80 pille klaar, en ek skryf die dag vir my ma 'n brief, ek sê vir haar, dis die rede, dis hoekom ek dit doen. Want ek gaan nie dat my pa my dreig met my, ek gaan nie toelaat dat my pa my dreig met my lewe nie. En die middag, toe sit ek my foon af, en ek sit hom onder my bed, onder my kopkussing, en ek raak aan die slaap, en my ma is op 'n 40 dae vas. Soos ek sê, dit was net ek, my ouma en my oupa, maar nou van my stiefpa se kant af, wat by die huis was. So toe het ek nou maar die perfecte opportunity gehad om dit te gedoen het, want ek was bang gewees. Ek het nie geweet, hoe sou my ma my uitgetrap het oor dit, sou sy my aangevat het oor dit, want sy het nie geweet nie. En ek het ook nie geweet hoe om met vir haar te gesê het nie, ek het nie geweet hoe om met haar oop te maak nie. En toe ek gaan, nee, my ma het so klein bokkie hondjie, ek weet nie wat, 'n mens noem hulle mos nou maar die bokkie hondjies, nee? En die middag sê my ma vir my stiefpa, dis net asof hulle moet vroeër huis toe gaan, want sy voel iets is fout. En soos ek sê, my ma was daai tyd op 'n 40 dae vas gewees, en sy het nie geweet regtig hoekom sy voel daar is fout nie. Maar sy het vir my stiefpa gesê, of is hy wat dit vir haar gesê het, of is my ma, een van die twee het gesê, hulle voel hulle moet huis toe gaan vroeg, want daar is regtig fout. En toe hulle in die huis kom, toe hardloop die bokkie hondjie op af. Eers na my ma toe, en toe na my, dis net, ek praat uit wat ek gehoor het. En ja, die middag toe my ma, sy sê toe sy in die kamer kom, toe sit 'n gesig wat sy nie weer wil beleef nie.
The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat the Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Nou, ek weet nie hoe ek lyk as ek dit kry nie. Ek stel ook nie belang om te weet hoe ek lyk as ek dit kry nie, want ek dink regtig ek sal ook bang wees as ek so iets moet beleef. Sy sê ek het van die bed afgeval, maar ek het op my sy gelê. Maar ek dink met my kop en my braaksel, ek is nie seker nie. Maar intussen was ek toe alreeds in 'n koma gewees. Ek was klaar toe al lankal al verby gewees. Toe my stiefpa vir my ouma en vra, maar het julle niks gehoor of het julle niks gesien nie? Toe sê hulle, hulle het gedog is 'n TV wat van 'n room divider afgeval het. Hulle het die slag gehoor, maar hulle het gedog is 'n TV wat afgeval het. Lyk my so hard het ek geval van die bed af, ek weet nie. Kom by my in die hospitaal, maar ek dink my stiefpa het gesê hy het vinnig gery om my betyds te kon kry by die hospitaal om my aan die lewe te kry. En ek verstaan ek was op 'n ventilator gewees. Ek weet nie vir hoe lank nie. Ek is nie seker vir hoe lank nie. Want soos ek sê, dis 'n gesprek waarin ek nie regtig belangstel om te praat nie. En ek was vir lank in 'n koma gewees, ek dink vir 'n week as ek dit nie mis het nie. Maar in daai tyd wat ek in 'n koma was, het iets met my gebeur en weer eens is iets waaroor ek nie wou gepraat het nie. Ek het altyd gewonder hoe dit sal wees as 'n mens by die Here is. En ek was daar gewees. Ek was letterlik en figuurlik, ek was daar. En ek weet nie hoe om met vir julle te beskryf hoe dit is nie. Want weer eens, sou 'n mens oor dit gepraat het, sou mense jou geglo het, of sou hulle jou meer vrae gevra het. En die dag, of ek sal nie sê die dag nie, maar in die tyd wat ek by die Here was, ek dink ek kon ook alles gesien het wat gebeur het. Ek kon myself gesien het lê daarso in die hospitaal. En die dag vra ek vir die Here, ek sê vir hom ek sal graag wel langer bly. En hy sê vir my, maar my kind, dis nie jou kol om te maak nie. Ek het nie kwaad geword nie, ek het nie opset geraak nie, ek het niks. Ek sê vir hom, maar dis waar ek wil bly. Ek stel nie belang om terug te kom nie, want op die aarde het 'n mens so, jy seer, mense maak jou seer, hulle stel jou teleur, hulle doen dinge aan jou, en dan op die einde van die dag, dan
point hulle vinger na jou toe om te sê, ja, maar dis jou skuld. Jy is die rede hoekom dinge gebeur, hoekom dit gebeur. En weer eens toe sê hy vir my, maar jou werk op die aarde is nie klaar nie. Jy het 'n doel op die aarde, maar ek het 'n doel vir jou lewe. En ek kon dit nie verstaan nie, en op die oomblik, intussenin, toe is dit net asof ek op daai oomblik ook net aan my ma gedink het, want ek het nie geweet waardeur sy gegaan het op daai stadium nie. Ja, sy het seer gehad. Ek dink dit moet verskriklik wees as jy weet dat jy enigste kind, jy sien jou enigste kind daar lê en jy weet nie wat om te doen nie. En die dag, ek kan nie presies onthou die hoeveelste dag het was nie, ek weet nie, weer eens wat ek sê, ek praat uit dit wat daar vir my gesê is. Dit is asof ek net hoor, mix it. Nou, in my onderbewussyn. Nou, ek was daai tyd, ek was erg op mix it gewees, maar nie so erg nie. Ek het kerels gehad, ek het 'n kerel gehad met wie ek gepraat het op mix it, en ek was nogal baie erg gewees oor die ouetjie gewees. En weer hoor ek die woord mix it. En eventually maak ek my oë oop uit die koma uit. En hier staan my ouma en hou my hand vas en sê, hulle praat lekker met my mense op mix it. Dink dit is van, rarig. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.